Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Jeremia 18 verse 2 tot 4. Gaan af na die potterbakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die potterbakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei het misluk en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Vandag se boodskap is getiteld Doen slegs u wil, Heer. Adelaide Pollard was 'n Amerikaanse skrywer van Christelike liedere met 'n droom. Sy wou as 'n sendeling in Afrika kom werk het. Ongelukkig het sy nie genoeg fondse bymekaar gekry om die reis te onderneem nie. Baie mismoedig het sy een aand 'n bidhuur bygewoon en daar het sy 'n ouer vrou hoor bid. Die ouer vrou het gesê: "Here, dit maak nie saak wat u met my doen nie, solank dit net binne u wil vir ons lewens is." Die woorde het Adelaide baie beïndruk. Sy is huis toe en het aan die hand van Jeremia 18 verse 2 tot 4 diep nagedink oor die vrou se gebed. As gevolg hiervan het sy 'n lied geskryf wat miljoene mense reg oor die wêreld steeds sing. Ons ken dit in Afrikaans met die volgende woorde: Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U potterbakker met my die klei. Vorm my en maak my soos u wil. Op u vertrou ek, nederig en stil. Net soos Adelaide vergeet ons ook soms dat ons die klei is en nie die potterbakker nie. Paulus sê juis daar in Romeine 9 vers 20 en 21, mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die potterbakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? Die Here maak ons en hy vorm ons in 'n nuttige werktuig volgens sy wil. Dit is nie 'n maklike proses nie. Die proses om gevorm te word in 'n nuttige werktuig wat die Here kan gebruik is soms pynlik, maar dit is nodig. Kort voor die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog het Adelaide wel in Afrika aangekom. Die oorlog het haar egter gedwing om na Skotland toe te gaan. Na afloop van die oorlog het sy na Amerika teruggekeer, waar sy ten spyte van swak gesondheid voortgegaan het om die evangelie te verkondig. Kom ons bid saam. My hemelse Vader, vergewe my al die kere wat ek hardkoppig probeer om op my eie my lewe te vorm. Volgens u wil sal vorm, sodat u my tot die uitbreiding van u koninkryk kan gebruik. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. As u soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.